verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlee, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, en dis wat ons doen. Dis hoekom ek hierdie boodskappe preek. Vers 3, want daar sal 'n tyd wees in hierdie 21ste eeu, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, ons lewe daarin. Hulle wil nie die waarheid hoor nie, hulle wil nie hoor daar sonde nie, hulle wil nie hoor die hel wag vir hulle nie, die oordeel wag vir hulle nie. Maar omdat hulle in gehoor gestreel wil word, vir hulle menigte leraars sal versamel, predikers, volgens hulle eie begeerlikheid. Hoekom? Want hulle betaal hom. Pastoor, jy moet preek wat hulle vir jou sê. Of jy kry nie meer nuwe tyres vir jou kar nie. Jy gaan nie meer op vakansies nie. Hulle betaal nie meer hulle tiendes nie. Streel hulle by die gehoor. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Ja, godsdienstige fabels vandag. Maar wie is jy? Dit is die bruid en alles nigter, ly verdrukking. Doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Ek wil vir jou sê vir op hierdie oomblik en hierdie aand terwyl ek opneem, dat die gemeente van Jafashua, die gemeente van Jesus Christus, die bruid van Jafashua, sal moet begin om in alles nigter te wees. Vergeet wat die mense sê. Preek die evangelie met autoriteit en krag en heerlikheid, en doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening, maak nie saak wat jou bediening is nie. Doen dit met ywer en lus en heerlikheid. Hierdie afvallige beweging, dis New Age, het nie oornag gebeur nie. Nee, dit het oor 'n tyd lank gebeur deur die standaard van die Bybel af te water tot die geleidheid van die wêreldse songod afgode godsdienst. En dis 'n rooms-katolieke godsdienst. Ons draai nie boekies om nie. Baal aanbidding. Die tyd waarin ons vandag leef, het godsdienstige mense en kerke geleer om op verskillende seisoene van mekaar te onderskei. Hulle kan die seisoene onderskei, maar hulle het verleer om die bonatuurlike woord en die profeseë te lees en te verstaan, omdat hulle verkies het om nie hieraan aandag te skenk nie. Hulle wil nie meer die seisoene ken nie. Ons lewe in die vooraand van die wederkoms van Jafashua, want dit het mense van die tyd geheel en al teenstrydig met hulle godsdienstige teologie en kerklike dogma geword. Daarom behoort ek reeds meer as 26 jaar, dis myself, nie meer aan 'n godsdienstige instansie of kerk nie. Ek preek die evangelie soos hy geskryf is, en wat jy met dit doen is jou saak. Inteendeel verklaar Openbaring 18 vers 4 tot 6. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan daar uit, dis die Babyloniese hoer. Dit is die kerklike godsdienstige sisteme. Gaan daar uit my volk, dis die bruid van Jafashua, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie, en van haar pla die vervloeking en die oordeel mag ontvang nie. Want hy sê in vers 5, want haar sondes reik tot aan die hemele, dis vandag. En Jaffa het haar ongeregtigheid onthou. Die haar, wie is dit? Dis die Babyloniese hoermoeder. Openbaring 17 vers 1 tot 6, wat met die goue beker vol van die bloed van die diensknegt en die kinders van Jafashua sit. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het. En verdubbel vir haar volgens haar werke. Skenk vir haar dubbel in die beker waarin sy geskenk het. Waarom het godsdienstige instansies gedurende die laaste 50 jaar in die geestelike toestand verval? Want die oorspronklike Bybels, naamlik die 1611 King James Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bybel, die Nederlandse Statenbybel, die Duitse Literse Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel, die 53 Afrikaanse Bybel, die William Tidal Bybel, val die goed sommer net so. Hulle het hulle vervang deur verdraaide boodskappe en deur verdraaide tekste, naamlik die Westcott en Noordse Codexes, Codex Sinaiticus, Codex Tudegardus, Codex Alexander, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Dis verdraai en korrup gemaak, hulle noem dit die Nestle-Aland teks, en daaruit word die New King James geskryf. Die Amerikaanse Standard Versions en 300 Engelse Bybels. Wat selfs ons 83 Bybel uitvertaal is en die 2020 Bybel. Tussen jou 33 Afrikaanse Bybel en jou 83 Afrikaanse Bybel. 9000 skriftuurlike veranderings. Hoe is dit moontlik? 18 totale versweglatings. Hy lees in die 33 vers 31, 32, 33, 34, 35. Hy lees in die 83 vers 31, vers 35.
versnommertjies weggelaat alles. Hoe kan jy doen? Openbaring 22 sê, as jy 'n titel of 'n jota sal weglaat of verander sal jou naam uit die boek van die lewe uit verander word, maar dit word nie meer geglo nie. Sê Dominee Gerrie Christinger vir my in 2012 toe ek hulle aanvat oor die vertaling van die nuwe 2016 Bybel. Die Bybels is nie meer relevant vir ons kinders nie. Dis nie meer relevant vir die tyd waarin ons lewe nie. Ek wil vir jou sê, kry my nuwe boeke wat ek geskryf het. Ek is besig om die Nuwe Testament in die oorspronklike taal te skrywe. Kry dit, die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Dis A4, hulle is in swart, wit en rooi geskryf. Ek verduidelik vir jou dat 'n kind van 12 kan verstaan wat daar staan. Daar's al 3 van daai boeke uit. Die eerste is Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Tweede een is boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. Die derde een werk van Efese tot by die boek Handelinge. 10 boeke. Hulle is beskikbaar, kry hulle en val op jou rug en sien waarvan die Satan en die godsdienstige instansies u en my beroof het. Nou sê hy sê so, dis vervang, die oorspronklike Bybels is vervang deur die verdraaide kodekse, die Nestle landteks van 1881, terwyl die meerderheid van die protestante kerke met toegevoude armpies en handjies sit en toekyk het. Dit het gebeur in die naam van geestelike vooruitgang. Geestelike vooruitgang, soos enigiets in Suid-Afrika, als is agteruit. Die afval wat in die laaste 50 jaar gebeur het nie net in die kerke gebeur nie, maar het die wortel geskiet in Christelike mense se lewens waar hulle gebedslewe afgewater geword het en is vervang deur algemene sienswyse van ons almal aanbid dieselfde God. Terwyl die woord verklaar, julle is 'n afgesonderde volk, 'n heilige priesterdom, mede-erfgename van Jahwe Almagtig is julle, die tempel van die Ruach HaKodesh. Ons is nie deel van 'n algemene godsdienstige stelsel nie. Ons is die bruid van Yahweh, halleluja. En daarom funksioneer ons in die geopenbaarde name